Nou ja, baie goeiemiddag weer eens hier uit Stellenbosch vanmiddag. Dit is weer lekker om saam met julle te kuier, al die matrieks wat vanmiddag ingeskakel is. En ek wil weer soos in die verlede vertrou dat dit wat ons vanmiddag behandel die moeite werd gaan wees en dat julle almal daaruit sal leer. Dit is altyd lekker om te weet dat julle bereid is om vir die ekstra klasse te kom en daai ekstra werk te wil doen, want dan weet 'n mens, julle wat ingeskakel is vasbeslote om aan die einde van die jaar goeie punte te kry. En ons wil graag help, so dit is regtig waar vanmiddag my wens dat ons uit vanmiddag se sessie sommer lekker gaan saamwerk. Ons gaan begin met so 'n bietjie teorie weer, en ek hoop julle het julle bronmateriaal by julle en daar is 2 spesifieke afdelings waarna ons gaan kyk. Ons gaan kyk na kritiese taalbewustheid en julle gaan nou agterkom waar dit gaan. En dan gaan ons ook kyk na advertensies. En 2 aspekte van advertensies is die visuele aspekte, met ander woorde hoe die advertensie lyk en al die goed wat ons daaruit kan aflei, en dan taalvrae wat gevra word oor die advertensie, want dit kan ons ook verwag in die eindeksamen. Nou as julle julle bronmateriaal by julle het, dan kan julle sommer net so blaai na die eerste bladsy en dan gaan julle sien, daar word vir julle 'n klomp inligting gegee. Dis die leerwerk wat vir julle saamgestel is. Alles rondom kritiese taalbewustheid en ek gaan gaan ek al die inligting vir julle gee, ook so as julle dit nou nie het nie, is dit nou nie so ernstig nie, ek gaan die meeste van dit vir julle gee op die skyfies ook, maar ek sê net maar sommer net, julle het die inligting daar, en dan ook al die inligting in verband met die advertensies. Nou my inligting wat ek vir julle gee is dalk so hier en daar 'n bietjie anders, miskien 'n bietjie meer, 'n bietjie minder, dalk net so effens anders gestel, maar dis basies alles dieselfde. So kom ons val sommer dadelik weg en ons kyk gou na al die verskillende aspekte van kritiese taalbewustheid. Maar miskien moet ek net gou eers sê, wat bedoel ons nou as ons praat van kritiese taalbewustheid? Eintlik is dit maar net, ek moet bewus wees van hoe ek praat. En daar is sekere goed wat ons gebruik wanneer ons praat, sekere woorde, sekere uitdrukkings, wat 'n sekere betekenis oordra. En dit is maar die bewustheid wat ek moet hê van wanneer ek praat. So ek is krities bewus van dit wat ek sê, en dis die sekere woorde wat saam met my sinne gaan, wat 'n sekere betekenis oordra. Nou kom ons kyk gou na die heel eerste klompie goed wat ek hier op die skyfies het. As ons begin met die kritiese taalbewustheid, wil ek eerstens gou die onderskeid tref tussen 'n feit en 'n mening. Nou daar het ek nou vir jou, dis 'n feit, is 'n stelling wat bewys kan word. Nou jy gaan dit dikwels kry by jou begripstoetse ook, maar jy kan dit op ander plekke kry. En ek dink almal weet wat 'n feit is, nee, dis iets wat jy kan bewys, of dit nou wetenskaplik is of nie, maak nie saak nie. En ek gee vir jou 'n voorbeeld en ek sê die span het 5 doele aangeteken. Dis nie iets wat iemand kan betwis nie, dis nie net iemand se mening nie. Ek kan bewys, daar's 5 doele aangeteken. Dit het fisies gebeur en ek weet dit en daarom sê ons, dis 'n feit. En dan as ons gaan kyk na 'n mening, 'n persoon se persoonlike opinie of sy standpunt oor 'n saak. Nou hier gaan dit nie net so oor 'n feit wat ek wil stel nie, hier is dit my persoonlike opinie. Ek voel 'n sekere manier oor 'n saak, so ek gee my mening of ek gee my opinie. Nou kom ek gee vir jou daar 'n voorbeeld. As ek vir jou sê wiskunde is die moeilikste vak op skool. Nou wiskunde is mos nie vir almal die moeilikste vak nie, maar as ek voel dis die moeilikste vak, dan is dit my persoonlike mening. So ek dink die verskil tussen feit en mening is redelik duidelik nie, dat as ek 'n feit gaan stel, dan moet ek dit kan bewys. Maar as ek net my mening gee, dan is dit nie hoe almal voel nie. Dis net my standpunt oor 'n sekere saak. Goed, en emotiewe taal is nou die laaste een hier op hierdie skyfie. Nou emotief verwys na die emosies van die mens. En nou gebruik ons dikwels woorde wat mense emosioneel laat reageer. Daar's baie woorde wat mense emosies kan betrek. En as ek nou gebruik maak van emotiewe taal, nou dan moet ek sekere woorde insit. En as ek nou die volgende voorbeeld gee, soos byvoorbeeld die span het skitterend gespeel,
Nou ja, die rugby span het nou regtig 'n goeie wedstryd agter die rug en nou sê ek die span het skitterend gespeel. Daardie skitterend dui op my emosie. Maar as ek nou net vir jou sê die span het gespeel, nou ja, dan is daar geen emosie by betrokke nie, of hulle nou goed of swak gespeel het, maak nie saak nie, maar my emosie wat ek dra, is daai woord skitterend. En so kan jy mos nou baie woorde hê, enige iets wat negatief of positief kan wees, en wat jy gewoonlik gevra word in 'n eindeksamen, is nou om hierdie emotiewe taal meer neutraal te maak. So as ek nou sê die span het skitterend gespeel, is nou emotief, en ek moet dit neutraal maak, dan kan ek miskien net sê die span het goed gespeel. Goed is mos so baie minder emosioneel, né? En hulle kan nou enige voorbeelde vra, maar as jy nou dit meer neutraal moet maak, dan moet jy net 'n woord insit wat nou so min emosie betoon, so min as moontlik natuurlik. Maar selfs goed het so 'n bietjie emosie daarbey, maar hy is dan baie meer neutraal as skitterend, né? Of briljant of wat ook al. So as ek nou net sê die span het goed gespeel, dan het ek hom neutraal gemaak. En dis wat jy gevra word in die eindeksamen, om daai emotiewe woord te vervang met 'n neutrale woord. Goed, kom ons gaan gou aan na die volgende skyfie. Die twee woorde denotasie en konnotasie moet julle nou al baie van gehoor het. Nou denotasie is die letterlike betekenis van 'n woord. En julle moet maar hierdie woord ken, denotasie, hulle praat nou dikwels daarvan, hulle vermy die woord die letterlike betekenis, maar hy kan natuurlik nog steeds gebruik word. So denotasie, as ek 'n voorbeeld moet gee, byvoorbeeld die vuur brand lekker warm. Nou dan het ek mos nou fisies by 'n vuur gesit en hy brand lekker warm, dis die letterlike betekenis daarvan. Nou wat gebeur dan nou by die konnotasie? As ek sê iets het 'n konnotatiewe betekenis, dan is dit die figuurlike betekenis, of daar's 'n assosiasie wat dan nou opgeroep word by die woord. Dis nie nou meer 'n vuur wat letterlik warm brand nie, as ek die voorbeeld gee, daar brand 'n vuur in my. Dis mos nou heeltemal onmoontlik dat 'n vuur binne in jou kan brand. En as ek nou sê, daar brand 'n vuur in my, dan moet dit 'n betekenis hê. En dis soos ek daar by die definisie sê, daar's 'n assosiasie wat daardie betekenis oproep. En wat beteken dit as ek sê daar brand 'n vuur in my? Ek wonder of iemand wat ingeskakel is vir my gou kan sê, wat beteken dit as daar 'n vuur in my brand? Kom ons kyk of iemand vir my daardie verduideliking kan gee. As ek nou in die eksamen sou vra, wat beteken hierdie konnotatiewe uitdrukking van daar brand 'n vuur in my? Hoe gaan julle dit verduidelik? Ons kan mos nou nie sê, daar's letterlik vlamme in my nie. So, wat beteken dit as ek sê, daar brand 'n vuur in my? Nou goed, hier sê iemand, jy brand van begeerte. Ja, dit kan dit wees, nie? Dit kan selfs woede wees, daar kom die volgende antwoord. Maar ek dink as daar 'n vuur in jou brand, dan is jy angstig om iets te doen, nie? Daai begeerte, dink ek is nogal 'n goeie antwoord. Daar sê iemand vir my dat die persoon kwaad is. Nou, dit kan dalk ook so wees. Daar's passie. Ja, julle kom met die regte woorde, né? So as hier 'n vuur in my brand, dit kan nou verskillende goed wees. Dit kan 'n vuur van woede wees, dit kan 'n vuur van passie wees, wat ook al, maar dan is dit nie meer vlamme nie. En ek dink julle verstaan dan baie goed wat die verskil tussen denotasie en konnotasie is. Goed, kom ons gaan aan. As ons nou kyk na die volgende, stereotypering. Dis iets wat julle al baie van gehoor het. Nou as ek stereotypeer, dan maak ek veralgemenings. En ek neem 'n persoon of 'n groep se individualiteit weg. Aan die ander woorde, jy is nie nou meer net 'n individu nie, jy word nou soos almal. En as ek nou die volgende voorbeeld vir julle gee, dink ek sal julle verstaan. As ons sê blondines kan maar simpel goed aanvang. Nou ja, hoe werk dit nou? Blondines kan maar simpel goed aanvang. Hoekom is dit nou stereotypering? Nou, ek kan mos nie sê dat alle blondines simpel goed aanvang nie. Nou, ons het mos al die jou blonde grappies, né? Wat nou soms baie snaaks is. Maar ons kan nie sê dat alle blondines simpel goed aanvang nie.
Want daar is 'n paar blondines, trouwens ek dink daar's baie blondines wat baie slim is en glad nie simpel goed aanvang nie. So as ek nou net 'n stelling maak soos blondines vang simpel goed aan, dan stereotypeer ek en ek sê eintlik almal doen dit wat ek nie kan doen nie. En dis 'n baie negatiewe ding. So stereotypering is wanneer ek daai individualiteit wegneem. 'n Blondine is nie nou meer net 'n blondine wat slim kan wees nie. As ek haar so oor dieselfde kam skeer as almal, nou dan is dit nie 'n goeie ding nie. Goed, die volgende een, vooroordeel. Dis wanneer 'n persoon of 'n saak geoordeel word voordat jy die feite het. Nou, vooroordeel sê dit eintlik nie, ek oordeel jou voordat ek die ware feite het. En as ek byvoorbeeld nou in die volgende voorbeeld vir jou sê, ek dink nie dit is 'n goeie aanstelling nie, sê net maar daar's nou 'n aanstelling gemaak by een of ander maatskappy, en ek sê sommer net, ek dink nie dis 'n goeie aanstelling nie, nog voordat ek hierdie persoon leer ken het, dan is ek bevooroordeeld. Nou, dan het ek nou in my kritiese taalbewustheid gebruik gemaak van vooroordeel, want ek ken nog nie die ware feite nie, en nou het ek sommer hierdie aanname gemaak. Goed, kom ons kyk na die volgende een, manipulerende taal. Nou, ons moet ek dink dadelik verstaan, as ons praat van manipuleer, dan is dit in 'n groot mate 'n negatiewe ding. Want as mense my manipuleer, dan voel dit vir my nogal nie 'n goeie ding nie. Of as ek jou manipuleer, dan is dit ook vir my negatief, want ek wil nie deur iemand anders gemanipuleer word nie. En daarom sê ek by die definisie, en julle sal in julle aantekeninge ook sien, dis gewoonlik om iemand op 'n onderduimse manier te beïnvloed. En ek dink ons moet hierdie definisie goed onthou, as ons nou kyk na die volgende voorbeeld, gaan julle dit verstaan. So manipulerend moet jy maar altyd so 'n bietjie dink aan 'n negatiewe sy. En as ek vir jou hierdie voorbeeld gee, jy gaan nie fliek as jy nie die toets goed slaag nie. Nou, jy voel mos nou hierso, maar hier word ek nou eintlik so 'n bietjie beet gekom, ek word nou gemanipuleer, nou moet ek eers gaan werk, voor ek die fliek kan gaan kyk. En dis hoekom ek nou sê, daar is so ietsie negatief, daar is so effens 'n negatiewe gevoel, daai onderduimsheid, nee, jy beter eers werk, voordat jy kan gaan fliek. So julle verstaan daai tipe manipulasie, nee, en onthou nou maar, manipulasie, negatief. Ek wil nie sê dis altyd negatief nie, maar dit is in 'n sekere sin, dink ek, het jy die gevoel dat daar so 'n bietjie van 'n negatiewe iets by manipulerende taal gebruik word. Nou die volgende een is nou oorredende taal. En hier kom die verskil nou in. By manipulerende taal wil ek ook mos eintlik oorreed in 'n sekere sin. Ek wil jou oorreed om te werk voordat jy kan gaan fliek. Maar nou doen ek dit op so effense onderduimse manier. Maar as ek nou oorredende taal gebruik, dan word taal ingespan om jou te oortuig om iets te doen, en dan is daar niks negatief daaromtrent nie. Soos byvoorbeeld as ek sê, die produk is wetenskaplik getoets. Nou onmiddellik, as daar iets geadverteer word, en ek sê vir jou die produk is wetenskaplik getoets, dan is daar 'n gevoel van ek word nou oorreed, want 'n wetenskaplike toets sê vir my, maar dan moet dit mos werk. As hierdie waspoeier of wat ook al wetenskaplik getoets is om 'n sekere resultaat te kry, dan voel ek maar hierdie produk moet dan verkoop en ek sal hom moet kry. So ek word op 'n baie positiewe manier word ek oorreed om daardie produk te kry. En nou verstaan jy die verskil by manipulasie, nee? As ek jou manipuleer, dan kry ek jou so half onderlangs by en ek wil hê jy moet iets doen, net soos by oorredende taal, maar dit is op so effens 'n negatiewe manier. So oorredend is meer positief en manipulasie 'n bietjie meer negatief. Nou ek het net sommer nog een voorbeeld hierso by die oorredende taal, naamlik jy moet die fliek definitief sien. Nou daardie woorde wetenskaplik en definitief is die oorredende taal wat ek gebruik om nou vir jou te sê, maar jy moet tot aksie oorgaan. En ek wil jou oorreed om 'n sekere ding te doen. Ek wil jou oortuig dat jy dit moet doen. En dit is dan 'n manipulerende en oorredende taal. Goed, die volgende is nou implikasie. En implikasie het ek gesê is 'n bedekte betekenis en jy moet 'n afleiding maak. En nou dikwels in die eksamen kry jy 'n vraag, wat word geïmpliseer? En jy moet verstaan,
as daar gevra word wat word geïmpliseer, en 'n mens kry dit dikwels by gedigte, jy kry dit in jou voorgeskrewe, en jy kan dit ook in jou leesbegrip kry, en ons gaan natuurlik in ons volgende les gaan ons kyk na leesbegrip, maar jy moet nou 'n afleiding maak by implikasie. As ek sê hier staan iets, en ek vra nou wat is die implikasie, of wat word geïmpliseer, dan kan jy nie vir my skryf dit wat daar staan nie, want die implikasie is iets wat ek moet aflei. Nou as jy kyk na die volgende voorbeeld, en ek kan nou hierdie voorbeeld maar gebruik ten koste van myself, omdat ek van Ceres afkom, daar staan in vergelyking met Ceres, is Woester nie so 'n slegte plek nie. Nou wat is die implikasie van daardie stelling? Ek wonder of iemand vir my kan sê. Kom ons kyk of iemand vir my kan sê, wat word geïmpliseer as ek sê in vergelyking met Ceres is Woester nie so 'n slegte plek nie. Nou wees nou versigtig, jy kan nie vir my sê dit wat daar staan nie. Jy moet nou 'n afleiding maak, en wat is die afleiding wat jy uit hierdie stelling maak? Want dit is wat geïmpliseer word. Ons kyk gou of iemand vir my met 'n antwoord voor 'n dag kan kom. Wat is die implikasie van in vergelyking met Ceres is Woester nie so 'n slegte plek nie? Soos ek sê, dis nou ten koste van myself, omdat ek van Ceres kom, maar dit is nou nie heeltemal waar nie. Gitsie, sê iemand vir my, lemoene is daar te vind? Nee, daai is nie. Die tweede antwoord is reg, ja, Ceres is 'n slegte plek. Ja, dis die afleiding wat ek maak, baie mooi. Die afleiding wat ek hier maak, en dit staan nie daar nie, jy sal sien, nee, daar staan in vergelyking met Ceres, is Woester nie so 'n slegte plek nie. Die afleiding wat ek maak, is dat Ceres eintlik die slegte plek is. So Woester is eintlik 'n baie lekker plek. Dit sou ek ook kon sê, nee. Want Ceres is die slegte een. So, kyk maar baie mooi as daar gevra word van implikasie, dat jy nie skryf dit wat daar staan nie, en ek wil nou maar sommer sê, hierdie eerste antwoord wat vir my gegee is, onthou, jy kan nie 'n antwoord gee, wat totaal en al niks te maak het met daai stelling nie. So, waar die lemoene inkom, nou, dit weet ek nog nie so lekker nie, maar jy moet iets skryf van dit wat daar staan, en die afleiding maak uit dit wat daar staan. Goed, en ja, het nog 'n hele paar antwoorde gekom, wat vir my sê, dis reg, dat iemand gesê, die persoon kies Woester bo Ceres, wat ook heeltemal reg is, nee? Want Ceres is beslis nie beter as Woester nie. Goed, kom ons gaan gou aan. Nou kom ons by advertensies. Miskien moet ek net sê, voordat ons nou by die advertensies kom, ek het nou nie 'n oefening verder vir kritiese taalbewustheid nie, ek het nou net vir julle die definisies gegee, maar as ons nou kom by advertensies, gaan ons werk met die twee oefeninge wat ook in julle bronmateriaal is. So kom ons kyk gou, wat word vereis by advertensies. Nou ek het nou gou vir julle, en ek gaan nou sommer gou al daardie vir julle gee. As 'n mens kyk na advertensies, dan werk 'n mens met wat hulle noem die ABBA beginsel. Nou dit staan nie in julle aantekening nie, ek het gedink ek gaan dit sommer vir julle gee, so interessantheid, en dat jy tog sal sien waaroor gaan dit in die advertensie, nie? En jy sien daar, soos ek sê, die ABBA beginsel, A, B, B, A. Nou eerstens, die eerste A staan vir aandag. Die advertensie moet die leser se aandag aangryp. As ek hom sien, dan moet my aandag onmiddellik vasgevang word deur iets in daardie advertensie. En dis waarby ons gaan uitkom, nee, watter tegnieke word gebruik om 'n leser se aandag te vang. Dan belangstelling is die eerste B. Die leser se belangstelling moet geprikkel word dat hy die advertensie wil lees. En weer, dit gaan ook inkom by tegnieke. Hoe word my belangstelling geprikkel? En dit gaan ons sien by, sê nou maar, verskillende letters wat gebruik word, of verskillende lettertipes, of verskillende lettergroottes, ensovoorts. As ek net 'n advertensie sien, wat sommer dieselfde skrif dwarsdeur het, en daar's nie 'n prentjie nie, daar's niks nie, dan weet ek nie of ek daardie advertensie sommer gaan lees nie. Maar as dinge vir my bietjie verskillend lyk op 'n advertensie, dan word my belangstelling onmiddellik so bietjie geprikkel, en nou wil ek sien waaroor gaan dit. So dis die eerste B. En dan die tweede B, en dis natuurlik 'n baie belangrike aspek van die advertensie, is nou begeerte. As ek dan nou my aandag, of as die advertensie my aandag gekry het, en ek stel nou belang en ek wil die ding lees, dan moet die leser die produk begeer,
of ek moet 'n behoefte hê om dit te wil hê. Soos ek net gesê het, as 'n produk wetenskaplik getoets is, dan het ek dalk die begeerte om daai produk te kry. 'n Maarmaakproduk wat sê net maar wetenskaplik getoets is en ek sien daar's gevolge of resultate, dan kry ek die begeerte dat ek daardie produk wil hê. Dan die laaste A, is nou die aksie. Nou het ek hierdie begeerte, ja, en nou wil die leser die produk koop of bestel. So, as die advertensie my aandag het en het my belangstelling geprikkel, nou kry ek die begeerte om te koop en nou gaan ek uit en ek koop daardie produk. So dis die ABBA beginsel by advertensies. Nou hoe gaan die adverteerder te werk om al hierdie goed in 'n advertensie te sit en dit suksesvol oor te dra? Kom ons kyk gou. Die tegnieke wat gebruik word om die koper of die leser se aandag te trek. Nou eerstens, daar's visuele tegnieke en hierdie tegnieke staan ook in julle bronmateriaal, maar kom ons volg gou saam in geval daar party van julle is wat dalk nou nie die bronmateriaal het nie. Watter tegnieke kan gebruik word? En nou praat ons net van visuele tegnieke. Met ander woorde, dit wat ek sien. Eerstens, die advertensie kan kleurvol wees, dit kan 'n romantiese iets uitbeeld, daar kan pragtige foto's wees, en natuurlik trek dit my aandag, né? As daar mooi foto's is, as die ding kleurvol is. As dit sommer so grys en vaal is, dan blaai ek dalk sommer net verby. Maar die oomblik as daar kleure is, dan kyk ek 'n bietjie met meer aandag na daardie advertensie. Dan tweedens, die verskillende lettertipes of lettergroottes. Dis ook 'n visuele tegniek, soos ek nou reeds gesê het. Dit trek my aandag, né? Lettertipes, wat ons sê in Engels font, en dan nou lettergroottes. Dan jou leestekens wat gebruik word. Dis ook 'n visuele tegniek, maar dis ook 'n taaltegniek wat gebruik word, né? Want is deel van die taal, maar jou leestekens raak so 'n bietjie meer visueel. As ek 'n uitroepteken sien, of as ek 'n beletselteken sien, daar kan dalk vraagtekens in die advertensie wees, met 'n spesifieke doel, nie ek moet hierdie goed raak sien, en dan probeer aflei, hoekom word hulle gebruik. Dan is dit nou groot druk, vet druk, met ander woorde, hoe lyk die letters? En hier praat ek nie net van grootte nie, soos ek sê, is dit nou vet letters, is dit klein lettertjies, jy moet gaan kyk, en is dit met 'n spesifieke doel gebruik. Dan, daar kan omlynde diagramme en tabelle wees. Nou, dit hang ons nou af van wat geadverteer word, né? Of daar nou diagramme en tabelle gaan wees. Dit hang ons af watter inligting oorgedra word in die advertensie. En dan die volgende een, statistiek wat gegee word. Nou weer eens hang dit nou af van die produk. As hulle statistiek wil gee en sê maar dit bestaan nou al so lank of wat ook al, vir alles hulle kom by ek dink banke en dies meer wat statistiek gee, versekeringsmaatskappye, dan gee hulle statistiek van hoe lank daardie maatskappye al bestaan. En hoe langer hy bestaan, hoe meer gaan ek hom vertrou. Dan as daar 'n ongewone uitleg is, onmiddellik trek dit my aandag, want 'n doodgewone ding is maar net doodgewoon, né? Maar die oomblik as dit 'n ongewone uitleg is, dan wil ek gaan kyk hoekom is dit so. Dan die volgende een, die oneweredige lyne en vorms. Nou dit het te maak met daai ongewone uitleg. Dis nie net reguit lyne wat gebruik word nie, dit kan skynslyne wees, horisontaal, vertikaal, wat ook al, en daar's verskillende vorms in jou advertensie wat ook die aandag trek. Dan die vorm en grootte van voorwerpe of mense. Nou as jy gaan kyk na advertensies en jy kyk na sê net maar dis 'n motoradvertensie, gaan die motortjie nou baie klein geadverteer word. Met ander woorde, die foto van 'n motor is nou so in die agtergrond en in die voorgrond staan dan miskien 'n persoon. Is dit suksesvol of moet die persoon kleiner wees, nie motor groter? En nou moet ek gaan kyk met watter doel word watter voorwerp groter of kleiner op die advertensie uitgebeeld. Dan is ons kyk na taaltegnieke. Nou kom ons kyk gou spesifiek na taaltegnieke om nou ook in advertensies sekere goed te beklemtoon. Die eerste een is beweringe of aannames wat gemaak word. As daar 'n bewering gemaak word of 'n aanname, dan aanvaar ek iets. Met ander woorde, ek maak 'n stelling
in my advertensie waar ek iets aanvaar. En die oomblik as ek iets aanvaar, dan gaan die leser dalk nou ook dieselfde aanname maak. Die volgende een, snaakse taal of abnormale taal. En dis nou letterlik, ek sê snaakse goed, nee, of daar word snaakse goed geskryf. Die volgende een, emotiewe taal. En ons het nou gepraat oor emotiewe taal aan die begin, nee. Met ander woorde, hulle gaan woorde gebruik wat my emosies so bietjie gaan werk. En die oomblik as ek emosioneel betrokke raak by 'n advertensie, dan is die moontlikheid daar dat ek die produk sal koop. Dan manipulerende taal, ook waarna ons verwys het. En hierdie twee goed, emotiewe taal en manipulerende taal, is waarskynlik die twee goed wat die meeste gebruik word in advertensies, want hulle wil my mos manipuleer. En saam met manipulerende taal gaan daar waarskynlik ook oorredende taal wees, want ek moet oorreed word of oortuig word om iets te doen. En hier gaan dit wees om die produk te koop. Dan interessante opskrifte. Dit hang nou weer af van die produk. Hulle gaan vir my iets skryf wat interessant is. Hulle wil my aandag trek. En nou gaan jy terug na die ABBA beginsel. My aandag moet daar gevestig word, my belangstelling moet geprikkel word. So, dit gaan nie som net 'n doodgewone opskrif wees nie. Hulle gaan hom interessant maak. Dan is daar woordspeling. Nou, woordspeling, hulle speel met die betekenis van woorde. As ek 'n advertensie lees en hulle speel so 'n bietjie met betekenisse, nou ja, dan begin ek ook geïnteresseerd raak in hierdie advertensie, né? Natuurlik, al die goed kom nie altyd in advertensies voor nie, maar dit is nou maar net so samevatting van al die dinge wat kan voorkom. Dan is daar herhaling. En dis hier herhaling van veral klanke, né, wat voorkom. En hier het jy nou die dinge wat ons in gedigte gebruik, soos alliterasie en assonansie. Ekskuus, ek sien daar so 'n spelfoutjie by alliterasie, ek moet dan 2 L'e hê, dis my tikfout hoor. So ek sê sommer dadelik, alliterasie het 2 L'e. Ek vra om verskoning daar. En alliterasie en assonansie is dan nou klanke. Nou wonder ek of iemand sommer gou vir my kan sê, wat is alliterasie en assonansie? En terwyl ek nog gou wag om te kyk of iemand vir my kan sê, ek sien hier's iemand wat 'n vraag gevra het by die laaste A, die aksie, hoekom sê die produk moet gekoop word, is dit dan nie die leser se keuse nie? Dit is heeltemal reg, nee, dit is die leser se keuse, maar wat wil die advertensie doen? Hy wil my probeer oorhaal om die produk te koop. Ek hoef glad nie daai produk te koop nie, dit is verseker my keuse, maar die adverteerder probeer om my te oortuig om daai produk te koop. Nou goed, kom ons kyk gou, hier het iemand vir my gesê, alliterasie is herhaling van konsonante, baie mooi. Ja, en wat is assonansie dan? As alliterasie die herhaling is van konsonante, dan is assonansie die herhaling van vokale, ja, baie mooi, en daar kom er nog 'n klomp deur wat heeltemal reg is. So alliterasie die herhaling van medeklinkers of konsonante, en assonansie die herhaling van vokale of klinkers dan. Goed, kom ons kyk gou na die volgende taalaspek hier. Daar kan retoriese vrae gevra word, of taaltegnieke. 'n Retoriese vraag, wie kan vir my gou sê, wat is 'n retoriese vraag? Kom ons kyk gou, hoe vinnig kan dit leerkom? Daar word dikwels retoriese vrae gevra. Wie kan vir my sê, 'n retoriese vraag, wat is hy? Laat ons sien of iemand vir my kan sê. As ek 'n retoriese vraag vra, wat is die bedoeling, wat is dit? Dis 'n vraag wat homself beantwoord. Dis nie verkeerd nie hoor, want hy beantwoord homself eintlik, né? Dis 'n vraag waarop ek nie 'n antwoord verwag nie. Daar is die volgende wat dit sê, né? 'n Vraag wat jy nie 'n antwoord nodig of verwag nie, heeltemal reg. So 'n retoriese vraag verwag ek nie 'n antwoord nie, maar soos daai eerste man gesê het, of dame, ek is nie seker nie, hy beantwoord homself, want hy het eintlik 'n antwoord, maar ek verwag nie dat daardie antwoord gehoor moet word nie. So dis 'n retoriese vraag. Hy het sy antwoord, maar ek verwag nie dat die antwoord gegee moet word nie. Goed, dan die volgende een is slagspreuke. Elke advertensie, of byna elke advertensie glo ek, het 'n slagspreuk. Ek dink nou sommer aan Absa Bank is vandag, môre altyd saam, né? Dis mos nou die slagspreuk van 'n spesifieke maatskappy. So dit is wat slagspreuke is. En as hulle
'n baie goeie slagspreuk het, dan gaan hulle ook my aandag kry, nê? So dit is alles maniere waarop die adverteerder my kan betrek as leser of kyker van die advertensie. Goed, daar is nou 2 soorte vrae wat by advertensies gevra kan word, en dis is nou amper by ons oefeninge, waar julle nou weer gaan lekker saamwerk. 2 soorte vrae wat gevra word by advertensies. Eerstens, die vrae oor visuele aspekte. Ek het mos nou vir julle 'n klomp goed gegee rondom die visuele aspekte, en dit staan in julle aantekeninge. En tweedens, kan daar vrae gevra word wat betrekking het op taal. So 'n doodgewone taalvraag. Nou as ek gaan kyk na vrae oor visuele aspekte, nou gaan ek net eers vir julle 'n klompie tipe vrae gee, en dit staan ook in julle aantekeninge. Ek doen dit terwille van die wat dit dalk nie het nie. As ek vra het oor visuele aspekte, kan die volgende hier van toepassing wees. Watter produk of diens word geadverteer? Met ander, ek sien dit nie, dis die visuele, dis wat ek kan sien. Wat word geadverteer? Tweedens, hoe dra die plasing van woorde tot die sukses van die advertensie by? Plasing, met ander woorde, staan dit nu hier heel voor op die advertensie, staan dit skuins gedruk, staan dit in die middel, staan dit bo. Dit is die plasing, nie hoe dra dit dalk nou by tot die sukses van die advertensie. Die volgende, is die plasing effektief, of ekskuus, van die slagspreuk effektief? Nou moet jy net gaan kyk, hier word gevra, is die plasing van die slagspreuk effektief? Waar staan hy? Is dit effektief? Jy moet antwoord ja of nee. Jy gaan nie 'n punt kry daarvoor nie, maar jou punt gaan jy kry vir die motivering daarvan. Dan, wie is die teikengroep van die advertensie? Nou hierdie woord teikengroep moet jy asseblief goed verstaan. As jy nie weet wat hy beteken nie, maak vir jouself 'n aantekeningkie. Daar word gepraat van die teikengroep of die teikenmark. Ek wonder, miskien moet ek gou vra, is daar iemand wat vir my kan sê, wat is die teikengroep? Kyk gou of iemand vir my kan sê, wat is die teikengroep of die teikenmark van 'n advertensie? As ek nou vir jou moet 'n advertensie gee, waar kom ons sê, baba kos geadverteer word. Wie dink julle gaan die teikenmark wees van daardie advertensie oor baba kos? Wie gaan die teikenmark wees? Goed, hier kom 'n antwoordeer wat vir my sê, dis die mense vir wie die produk gemaak is, heeltemal reg, né? Die teikenmark is die mense vir wie die produk gemaak is. Maar nou, ek wil tog gou terugkom na my vraag. Ek het nou 'n advertensie, ek sommer net gesê, hulle adverteer baba kos. Wie is die teikenmark van daardie advertensie? Is daar iemand wat vir my kan sê, daar het iemand gesê, die babas, en toe sê die volgende persoon, die moeders wat die babas het. Nou ja, daar is 2 antwoorde, en kom ons kyk gou. Die babas is nie die teikenmark nie. Dit moet ons goed verstaan. Dis wel baba kos, maar wie gaan daai produk koop? Onthou, die teikenmark is die mense wat daardie produk gaan koop. En die babas gaan nie die kos koop nie, né? Dis die moeders of die maas wat dit gaan koop. En heeltemal reg aan daardie persoon, né? Dis die maas wat die babas het. En daar is nog mense wat sê dis die baba, maar ja, dis die maas. So onthou dit. Jy moet miskien nie te onthou nie, teikenmark is die groep wat die produk gaan koop. So afhangende van wat geadverteer word, ek meen as daar insekdoder geadverteer word, dan is dit mos nie die insekte nie. Die insekte is nie die teikenmark nie. Dis mense wat insekte wil doodmaak. Dis hulle wat die teikenmark is, want hulle gaan die produk koop. So wees baie versigtig en maak doodseker dat jy hom reg verstaan. Goed, nog vrae wat gevra kan word oor visuele aspekte. Watter afleiding oor die gewildheid van die produk kan gemaak word? Ja, dis maar 'n doodgewone vraag en jy sal dit kan kry as daar dalk iets staan in die advertensie wat die gewildheid beklemtoon. Dan, waarom is 'n sekere woord doeltreffend? Jy gaan woorde in die advertensie kry en hulle van jou vra, hoekom is dit doeltreffend? En ons gaan net nou ook kyk na advertensie waar juist dit voorkom.
Hy moet gebruik word om 'n sekere rede en soms is hy suksesvol. Hoekom? Dan is die visuele voorstelling van die uitwerking van die produk funksioneel. Nou gaan dit weer oor die produk het mos nou 'n uitwerking, dit word uitgebeeld, is dit funksioneel? Jy moet motiveer hoekom dit so is. En natuurlik dit hang weer af van die produk wat geadverteer word. Dan waarom verskil die lettertipe en die lettergrootte? En dit gaan jy kry is maar altyd vir beklemtoning, né? My aandag moet getrek word, my belangstelling moet geprikkel word en daarom verskil die goed. Dan die volgende een, watter bydrae lewer prente of grafika in die advertensie? Nou prente of grafika, kyk maar na die woord grafika, dat jy hom mooi verstaan. Die grafika is maar die prente, né? Of as daar dan nou tabelle is of wat ook al, dis alles deel van die grafika in die advertensie. Met ander woorde, alles wat nie net die sinne of die woorde is nie, is deel van grafika. Dan waarin lê die geslaagdheid van die advertensie? Nou dit is 'n baie maklike vraag en jy kan hom nooit uitlos nie, want vir jou is 'n advertensie geslaagd om 'n sekere rede, vir iemand anders is 'n ander rede. So jy moet jou rede gee hoekom 'n advertensie geslaagd is. En dan gaan ons kom by ons eerste oefening. Nou as julle saam met my blaai, en as julle dit nou nie het nie, gaan ek vra dat nou maar die kamera vir ons hier op die advertensie wys wat ek hier voor my het, dan kan julle so min of meer sien. Ek gaan so 'n bietjie skuif, daar sou ons begin. Dis nou hierdie advertensie van die Albany brood, en dis die spesifieke soort brood, die Albany Ultima. En kom ek lees dit gou vir julle, daar staan Albany Ultima maak die slim koolhidraatkeuse, en dan het jy nou prente, grafika, né? Hier is nou 'n sny brood, jy sien nou daai regmerkie daar, en hier is daar sulke volgraan korrels, en dan het jy nou die brood hierso in die plastieksak, en jy die woorde, die ultimate sny vir slankheid, en wat hieronder staan, hoef jy nie te kan lees nie, want daar word nie vrae daaroor gevra nie. Nou, die vraag hier in die stuk, en ek gaan nou vir julle vra om nou saam met my te werk in die laaste 10 of 15 minute wat ons het, dat ons gou kyk of ons die antwoorde kan kry. Nou hierdie eerste oefening is ook nou taalvrae, so hier en daar is dit nou advertensievrae. Kom ons kyk gou of ons dit kan beantwoord. Nou vraag 1.1 lees, skryf die basisvorm van die woord keuse neer. Die basisvorm van die woord keuse. Nou onthou nou, dit is taalvrae tussenin, en ek kan nie nou elke slag nou verduidelik wat dit is nie, maar ek gaan probeer. Nou die basisvorm beteken die kleinste betekenisvolle deel van 'n woord. En wat sou julle sê is die kleinste betekenisvolle deel van die woord keuse? En onthou, daai kleinste deeltjie, soos ek sê, moet nog betekenis hê. Kom ons kyk gou of daar al 'n antwoord ingekom het. Daar sê ja, kies het al klaar deurgekom, né? Oppas, daar het iemand geskryf keus. Nou hoekom kan keus nie 'n basisvorm wees, die K-E-U-S? Want hy beteken niks nie, né? Ek het gesê dis die kleinste betekenisvolle deel van 'n woord. So van keuse kan ek aflei kies, en kies is my kleinste deel. So dit is die basisvorm. En ek het nou ook vir julle elke slag die antwoord net op die skyfie, soos ons nou aangaan. Dan 1.2 vra hulle die vraag, identifiseer 2 maniere waarop die leser in deel 2 en deel 3 gemanipuleer word. Nou kan julle weer saam my kyk hier op hierdie advertensie, dan wys ek nou vir julle gou deel 2 en 3, hier is nou die syfers 2 en 3, en nou vra hulle vir jou 2 maniere waarop jy in hierdie gedeelte gemanipuleer word. Nou, dit is nie noodwendig negatief nie, ek weet ek het vroeër gepraat van manipulasie is negatief, maar dit is daarom nou nie heeltemal negatief nie, né? 2 maniere waarop die leser in deel 2 en deel 3 gemanipuleer word. Nou deel 2, hierso, daar is goed wat vir my gegee word, wat my manipuleer om hierdie produk te koop.
Nou wat is dit wat my manipuleer? Kom ons kyk gou of iemand vir my 'n antwoord kan gee. Daar het iemand geskryf in deel 2 sê hulle dat hoe minder kalorieë jy inneem deur die brood te eet, hoe slanker word jy, en in deel 3 sê hulle dat die brood die beste sny is vir 'n gewigsverlies. Dis heeltemal reg. En daar het iemand gesê regmerkie en die syfers, die kalorieë ensovoorts. Ek dink julle kom baie goed by die antwoord uit, né? Dit gaan daaroor dat die kalorieë by die een minder is by die ander, en dit word aangedui. Daai regmerkie manipuleer my, want dit sê vir my die brood is die regte keuse. En dan natuurlik in deel 3. Kom ons kyk gou, ek het nou vir julle geskryf hierso by 1.2 se antwoord, die regmerkie, en dan daar die kalorieë, en dan nou die gebruik van die woord ultimate, né, in deel 3, wat verwys na die beste keuse, soos julle vir my gesê het. Jy sien nou die woordspeling so bietjie daar, want die brood is sy naam, is mos 'n Albany Ultima. En nou het ek ultimate wat hier staan in deel 3, so ultimate beteken dan nou die beste keuse wat gemaak kan word. En ja, julle het dit heeltemal reg gekry. Goed, die volgende vraag, kom ons kyk gou. 1.3. Wat is nou die funksie van die uitroepteken in deel 2? En hier is die uitroepteken in deel 2, daarso maak die slim koolhidraat keuse, en daar is die uitroepteken. En dan is daar in deel 3 ook 'n uitroepteken, die ultimate sny vir slankheid. Nou wat is nou die funksie daarvan? Die eerste in deel 2 en die volgende een in deel 3. En hulle is so bietjie anders, hulle is nie dieselfde nie, so klein bietjie anders. Die eerste een lees, maak die slim keuse, of maak die slim koolhidraatkeuse, uitroepteken. Wat is die funksie van daardie uitroepteken? Dat ons gou sien of daar iemand vir my iets sê. Daar het iemand gepraat van beklemtoning. Ja, beklemtoning is heeltemal reg, maar ek soek nogal iets daarby. Dat die brood nou moet gekoop word. Dit is nogal nie onwaar nie, né? Kyk gou, maak die slim koolhidraatkeuse uitroepteken. Is dit nie 'n bevel wat gegee word nie? En as ek 'n bevel gee, dan kom daar mos 'n uitroepteken, né? So die uitroepteken hier beklemtoon wat jy gesê het, die bevel wat gegee word. En dit is ook dan nou my antwoord daarso, net beklemtoon dat hier 'n bevel gegee word. So die eerste uitroepteken beklemtoon dat daar 'n bevel gegee word. En dan die ultimate sny vir slankheid. Die tweede en dan deel 3. Wat sou dan nou die doel wees van die uitroepteken daar? Kom ons kyk gou wat julle hier vir my sê. Die funksie, ja, daai is 'n bevel, trek die aandag, gee vir my nog iets. As ek nou sê, die ultimate sny vir slankheid. Dis nie nou 'n bevel wat gegee word nie, né? Wat is dit hier? Hier is dit nou 'n uitroep wat gegee word. Met ander woorde, dit beklemtoon nou weer eens, ja, en soos ek hier vir jou gesê het, dit beklemtoon die uitwerking van die produk. Dis die ultimate sny vir slankheid. As jy nou hierdie brood eet, nou ja, dan gaan jy verslank. So dit beklemtoon die uitwerking van die produk wat hy nou sal hê. En nou sien jy hoe die adverteerder te werk gaan, né? En dis klein goed, en ek weet 'n mens sien dit nie altyd raak wanneer jy som net na 'n advertensie kyk nie. Maar nou word daar vrae gevra daaroor, en nou kom jy agter, maar daar's tog al heelwat verskillende goed wat hulle gebruik in 'n advertensie om my aandag te trek en my in 'n sekere rigting te laat dink. Goed, die volgende vraag is, op watter manier word die brood in deel 2 as die beste keuse teenoor die graankos gestel? Nou, dit is hierdie gedeelte nou. Hoe word die brood as die beste keuse teenoor die graankos gestel? En ek dink dis 'n baie maklike vraag. Hoe doen die adverteerder dit? Wat het hy gebruik om vir my te sê, dis die beste keuse? En hier's weer twee goed wat jy vir my kan sê. Daar kom hy van my kasserai, die regmerkie, heeltemal so. En wat nog? Wat doen hy vir my nog wat sê dis die regte keuse? Behalwe die regmerkie, daar sê hy, die min kalorieë, né?
Die brood aan die linkerkant het net 67 kalorieë teenoor die 144 by die graankos. So daar het jy die twee antwoorde. En ek het daar gesit, die regmerkie, of dit het minder kalorieë as die graankos. Goed, en dan kan ons gou omblaai, daar's nog so 'n paar vragies op hierdie advertensie. Ek wil graag nog kom by die laaste ene ook, en ons nog so 10 minute oor. Waarom dink jy, word die maatband as 'n kurwe aan die bokant en die onderkant van die advertensie geplaas? Nou moet ek julle gou net wys, as julle dalk nie voor julle het nie. As jy nou gaan kyk na die maatband, daar het ek nou 'n maatband aan die bokant van die advertensie, en as ek hom nou afskuif, het jy hier die kurwe van die maatband ook aan die onderkant. En nou vra hulle vir jou, wat is nou, waarom dink jy word die maatband as 'n kurwe aan die bokant en onderkant van die advertensie geplaas? Wat dink julle is die doel van daardie maatband wat nou as 'n kurwe daar geplaas word? Kom ons kyk gou of iemand vir my kan sê, wat is die doel van daardie maatband? Daar sê, hulle wil net meer beklemtoon dat jy gewig verloor om die slankheid te toon. Dis heeltemal reg, né? Met ander woorde, dit het hier te maak met die mooi lyf, né? Die slanke lyfie. Hoe sê hulle, die mooi figure, né? So as jy nou jou gewig gaan verloor, dan gaan jy 'n slanke lyfie hê. En hierdie kurwe van die maatband beeld nou juis die slanke lyfie uit. En dit het ek daar in my antwoord vir julle gegee. Dit sinspeel op die slanke lyf, die vorm van die lyf. Dan 152. Skryf die woord uit deel 3 neer wat die kurwe vorm van die maatband ondersteun. Nou uit deel 3 moet ons nou iets kry, en as ons nou na deel 3 kyk, staan daar die ultimate sny vir slankheid. En ek dink hier is daar dan nou geen twyfel nie, die antwoord moet slankheid wees, né? Omdat ons nou klaar gesê het, die kurwe, die maatband in hierdie kurwe vorm dui op die slanke lyfie, en dis dan nou die woord slankheid. En ek dink nie iemand kan dit verkeerd hê nie. Ja, daar het hy deurgekom, heeltemal reg, né? Goed, kom ons kyk gou na die volgende vraag. By 1.6, wat word bedoel met die woorde hoog in vesel in deel 4? Nou, hulle is taamlik klein, maar hulle staan hier hoog in vesel in deel 4. Hulle sê dit vir jou, wat dink julle beteken dit as daar staan hoog in vesel? Kan iemand gou vir my sê, wat beteken dit as iets hoog in vesel is? En eintlik moet jy net die woord hoog vir my verklaar, né? Hoog in vesel. Daar is baie vesel, heeltemal reg, né? Daar's baie vesel in hierdie brood, dis die antwoord. En kom ons kyk na die laaste vraag. Skryf die nuutskepping in deel 4 voluit in woorde neer. Die nuutskepping hierso is www. Nou ja, ek twyfel eintlik of www nog 'n nuutskepping is. Want hy het nou al so, hy word nou al so baie gebruik, en ek dink ons is nou al 'n end gevorder in ons tegnologie. Maar goed, hulle sê nog steeds hier, hy is 'n nuutskepping. Waarvoor staan hy? Kom, julle is mos nou almal mense wat rekenaarvaardig is. Daar sê hy wêreldwye webwerf. Heeltemal reg, né? Jy kan ook sê wêreldwye webtuiste. Maar nou moet ek net sê die spelling daarvan. Kom ons kyk gou. Ek het nou vir julle die antwoorde ook hier gegee. Daar sê ek vir jou wêreldwye is een woord, en dan web is die volgende een, of dan nou webtuiste of webwerf kan jy ook sê. So wêreldwye een woord, en dan die volgende woord web of webtuiste, webwerf. Goed, kom ons kyk gou na ons laaste oefening. Ons het nog net so 5 of wat minute oor. Dis nou hierdie advertensie rondom die liefdesbederf. As ons gou saam daarna kan kyk, daarso is hy. Julle kan dalk nog nie alles lees nie, maar ek lees vinnig. Liefdesbederf, ons weet almal dat liefde nie altyd maanskyn en rose is nie. Behalwe natuurlik, wanneer 'n wegbreek naweek by ATKV Drakenswil ter sprake is. Bekend vir sy roosbome en asemrowende maanlignagte, is ATKV Drakenswil die perfekte plek vir 'n skoene uitskop pamperlang wegbreek saam met jou geliefde.
Met 'n huweliksverrykingskursus, romantiese etes en privaat pikniks in die hartjie van die Drakensberge word jou verhouding makliker as perdekoop. Nou goed, 2.1, nou vir hulle vir jou, wie is die teikengroep van hierdie advertensie? Vir wie dink julle is hierdie advertensie bedoel? Wie moet nou hierdie oord, hierdie ATKV oord besoek? Kom ons kyk gou, wie kan vir my sê? Goed, daar staan, dit is gerig op huweliksmaats, ja, geliefdes of verliefdes, né? So, dis, ek dink veral vir 'n huwelikspaar bedoel, want te praat hiervan met 'n huweliksverrykingskursus, né? So dis vir getroude paartjies, né? Vir paartjies wat nou so 'n bietjie meer, wil ek amper sê, rondom die huwelik wil gaan leer en so 'n bietjie romanties verkeer ensovoorts, né? Kan 'n baie lekker naweek wees. Goed, kom ons kyk gou na 2.2. Skryf een rede neer waarom die lettergrootte in paragraaf 1 van die res van die advertensie verskil. Nou as jy net vinnig hierso kyk weer so saam op die advertensie, die woorde liefdesbederf, né? En dan ons weet almal dat liefde nie altyd maanskyn en rose is nie. Dis die tweede paragraaf, maar die eerste een is heeltemal heel wat groter as die res. Hoekom is dit so? Kom ons kyk gou of iemand vir my kan sê, hoekom is dit heel wat groter? Om die aandag te vestig, heeltemal reg, né? Dis om my aandag te trek. En dis wat hy onmiddellik doen, is daar staan liefdesbederf, en jy sien self die woord liefde is donkerder gedruk as die res. So dit trek my aandag, dit prikkel my belangstelling. Dan 2.3 is die sin in paragraaf 2, 'n saamgestelde of 'n veelvoudige sin. Daar staan, ons weet almal dat liefde nie altyd maanskyn en rose is nie. Is hy saamgesteld of veelvoudig? Laat ons gou sien of julle weet. Ek hoop nie julle gaan net raai nie, dat julle dit weet. Pragtig, saamgestel, daar kom die eerste een deur, né? Dis 'n saamgestelde sin, en kom ons sê net gou, hoekom? Hy is saamgestel, want hy het twee gesegdes, en hy het 'n onderwerp, of kom ek sê, hy het 'n hoofsin, jammer, hy het 'n hoofsin en 'n bysin. Hy word nie verbind deur en, want of maar nie, want as hy verbind is deur en, want en maar, dan was hy 'n veelvoudige sin, met twee hoofsinne. Hy het nou net een hoofsin en 'n bysin, daarom is hy saamgestel. Dan 2.4, verklaar die idioom in paragraaf 2, waar daar staan, dat die liefde nie altyd maanskyn en rose is nie. Wat beteken dit? As die liefde nie altyd maanskyn en rose is nie. Kom, ons gou sien of iemand vir my kan sê, wat beteken dit? Ja, dis nie altyd mooi nie, daar kom hy deur, né? Ons kan nie verwag dat die liefde net altyd plesierig gaan wees nie. Daar kom ook maar moeilike tye, né, wanneer ons vassit en dan is dinge bietjie minder aangenaam. Goed, kom ons beweeg vinnig vorentoe. 2.5 is die plasing van die foto van die berge aan die bokant van die advertensie gepas. Nou gaan dit oor die plasing van 'n foto, né? En as jy nou heel bo aan kyk, hierso het jy nou berge, jy kan dit dalk nog nie so mooi sien nie, maar dis nou berge. Is die plasing van daai berge funksioneel? Ek meen, is dit gepas? En jy moet sê, hoekom? Kom ons kyk gou, hoekom dink julle, is dit gepas of nie gepas nie? Ja, daar staan, dit is gepas, want hierdie plek is in die Drakensberge, né? En daarom is dit gepas, omdat hulle die berge hier uitbeeld. Kom ons kyk gou na 2.6, skryf twee woorde uit paragraaf 3 neer, wat die woordspeling met paragraaf 2 aantoon. En hier gaan ek nou maar vinnig help, ons tyd is ongelukkig feitelik verstreke. As jy kyk in paragraaf 2, die idioom in paragraaf 2 sê mos sy liefde is nie altyd maanskyn en rose nie, en dan kry jy in paragraaf 3 die woorde roosbome en maanlig nagte, en dis nou die sinspeling op daardie idioom. En dan is die woord huweliksverrykingskursus 'n samestelling of 'n samestellende afleiding. Hier, dis 'n samestellende afleiding. En ek is seker julle sou dit vir my kon gesê het, want daar is stamme, maar daar is ook 'n afleiding in daardie woord. En afleiding beteken daar is 'n postmorfeem of 'n agtervoegsel, né? As jy kyk na huweliksverryking, daar is my afleiding, en daar is dan nou stamme. En die laaste een voltooi die idioom wat in 'n onderstreepte deel van paragraaf 4 ter sprake is. Nou, in paragraaf 4 staan daar, word jou verhouding makliker as perdekoop.
Wat is daai idioom? Kan iemand gou vir my sê, voordat ons moet totsiens sê? Wat is die idioom wat hier vir ons eintlik gegee word, of dan nie gegee word nie, maar wat ek kan aflei uit word jou verhouding makliker as perde koop? Hulle begin met die woord trou. As iemand vinnig vir my kan sê, wat is die idioom wat hulle hier wil hê? Trou, daar's hy, trou is nie perde koop nie, heeltemal reg, nie daarvan Groenendaal. Trou is nie perde koop nie, wat natuurlik beteken dis 'n ernstige saak. Jy moet dink daaroor voordat jy dit wil doen. Nou goed, baie dankie weer eens vanmiddag vir die lekker saamwerk. Ek waardeer dit regtig baie dat julle saam met my werk. Ons volgende les gaan handel oor die leesbegrip en ons gaan sommer ook uit hierdie bronmateriaal werk, so julle kan die begrip so lank deurgaan, gaan kyk of julle antwoorde kan kry, want ek gaan hoofsaaklik daaruit werk. So tot dan, baie sterkte met al die dinge wat julle moet doen en ek sien uit daarna om weer saam met julle te kuier. Totsiens.